Efesiërs 4 toe. Ons gaan lees vers 1 tot 16 en ons fokus dan met daai paar verse as vertrekpunt. Fokus ons op wat ons bely in Sondag 21 oor die kerk, oor gemeenskap van die heiliges en vergifnis van sondes. Nou ek gaan so vinnig raak aan vraag en antwoord 54 en 56. Maar ons fokus spesifiek vanaand op daai vraag 55, gemeenskap van die heiliges en gawes in die kerk. Kom ons hoor net eers die woord van die Here. So Efesiërs, die hele boek gaan oor, kyk hoe mooi is die kerk, die bruid van Christus, sy liggaam. Hoofstuk 1 begin met dit, Jesus is die hoof van die liggaam, van die gemeente. En hoofstuk 2 gaan oor kyk waaruit is ons gered om dan deel te wees van die kerk. Hoofstuk 3 gaan oor kyk, ons word opgebou en Paulus bid vir die gemeente dat ons net kan sien hoe groot is Christus se liefde dat ons kan deel wees van die kerk. Ons is uit die wêreld sonder daai hoofstuk 2 vers 10, vers 11 en 12. Ons was eens op 'n tyd vreemdelinge, sonder enige vriend, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld. Maar nou is ons in sy gemeente ingered, in 'n huisgesin ingered. En dis dan die agtergrond bietjie vir hoofstuk 4, waarop ons nou gaan stil staan. Die kerk is mooi. Dis waarlik goed om te kan deel wees van die kerk van Christus. Hoofstuk 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, in alle nederigheid en sagmoedigheid met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedrywe word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluiheid om listig tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Tot daar, ons gaan eintlik na die hele deel kyk in geheel, en dan fokus ons op Sondag 21. Vraag 54 vra, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is deur sy Gees en woord in die eenheid van die ware geloof en van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. 55. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede van die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede
dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. En dan 56, wat glo jy van die vergewing van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Dis dan waarby ons stil staan vanaand. So Paulus praat dan in vers 8. As hy sê, toe hy opgevaar het in die hoogte. Dan praat hy uit Psalm 68. En die Here Jesus word daar beskryf as hierdie magtige krygsman wat oorwin. Hy kom as hierdie koning wat die vyand verpletter het. En ook sal verpletter. Vers 22 van Psalm 68 sê, gewis, God sal die kop van sy vyande verbrysel. Dis die taal van Genesis 3 vers 15. Hy gaan die groot vyand doodmaak. En hy is hierdie koning, is nie net koning van 'n stad nie, hy is die koning van alle konings, almal buig voor hom neer. En almal bring geskenke, want hy verlos die gevangenes van sy volk uit die hand van sy vyande. Hy verbrysel sy vyande, en hy red hulle gevangenes, vat hy terug as sy eie. En dit bring alles die beelde van hierdie koning wat in sy stad instap, en daar's net hierdie gejuig. Die koning is terug en hy het gewen. Kyk die bloed aan sy strydwa. Hy het gewen. Dis gejuig van dankbaarheid. Die koning het gewen. En dan saam met hierdie oorwinning, dan kom maar hierdie rye en rye skatte agter hom aan. Verlostes op 'n streep, en gevangenes van die vyand, en geskenke van buit. En dit kom in dankbaarheid. Dankbaarheid vir die goeie koning en van die vyande, omdat hulle hierdie koning vrees. Nou kom Paulus met dit, met daai Psalm 68. En hy werk met hierdie Psalm wat sê Jesus het opgevaar en hy het die gevangenes weggevoer, en hy haal dan vers 19 van Psalm 68 aan. Maar dan interpreteer hy dit ook so 'n bietjie verder. So die versie sê in die Psalm, in ons Bybels nou, hy het opgeklim in die hoogte, hy het gevangenes weggevoer, hy het geskenke geneem, of ontvang onder die mense. En Paulus haal dit aan as, vers 8, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem, en gawes aan die mense gegee. Hoekom doen hy dit? Hy interpreteer dit so 'n bietjie verder. Nou, hy doen dit beslis nie omdat hy die Ou Testament verkeerd verstaan het nie. Hy verstaan dat Jesus se oorwinning oor die vyand en daarmee saam sy hemelvaart in sy triomftog om alles gee en daarom ook die mag om gawes te gee. Hy het al hierdie skatte weggevoer van die vyand af, wat regtig ook natuurlik sy eiendom was, en daarom kan hy nou sy eiendom uitdeel soos hy wil. Hy het gewen, en nou is die skatte om te gee vir sy kerk. Maar dit gaan ook verder as dit. Kolossense 2 vers 15 sê, hy het die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en oor hulle getriomfeer. Omdat hy oorwin het, gee die Vader nou aan hom alles. Hy het getriomfeer oor die vyand, en dan sê Psalm 2 vers 8,
Ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as die besitting. Dis nou vir die goeie koning, die oorwinnaar koning. So, maar dit gaan nog verder. Toe Jesus opgevaar het as oorwinnaar, het hy nog iets gebid vir sy Vader, na in Johannes 14 vers 6, die Heilige Gees. So, dit is nie net aardse besittings, aardse belonings en gawes en skatte nie. Hy bid dat die Heilige Gees gegee sal word. En die Vader het die Gees gegee, en die Seun gee die Gees aan die kerk as oorwinnaar koning, en deur die Gees kom al die ander gawes van die Gees, geestesgawes. En daarom was Pinkster in Handelinge 2 hierdie groot gebeurtenis in die verlossingsgeskiedenis. Dit het gewys, Jesus het gewen. Hy het die grootste gawe kom uitgooi vir sy kerk, sy Gees. Hy het gewen. Dis die bevestiging daarvan, die Heilige Gees is uitgestort, hy het alles gekry, en hy gee die grootste gawe daarna vir sy kerk. Hy gooi dit uit, en 3000 siele is gered. Hy gooi sy Gees op sy kerk uit. Nou, om die grootheid van die omvang van sy oorwinning en heerskappy te verstaan, sê Paulus dan verder. Maar hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Daai versie sê nie, net vir duidelikheid, daai versie sê nie, Jesus was in die hel nie. Sê wat daai onderste dele van die aarde beteken nie. Hierdie sê, hy het neergedaal aarde toe. Hy is en was waarlik God, en hy het homself verneder tot die dood toe. Hy was regtig uiteindelik dood. Dis die tipe oorwinning wat Jesus behaal het. Paulus probeer dit regtig onderstreep. Dit is regtig groot. Dis die oorwinning van alle eeue. Hy het werklik die dood oorwin. Hy het daar in die graf verneder tot die dood toe, die groot slang, die Leviathan se kop, gegryp en dit vermorsel en getriomfeer sodat hy kan sê, ek gee lewe. Ek gee alles wat my kerk nodig het. Hy het die dood oorwin sodat ons met die Vader versoen kan wees. Waarlik vergifnis van sondes kan ontvang. In sy versoening het hy die straf gedra wat ons moes dra. In sy versoening kan ons die genade, in genade, sy geregtigheid kry wat op my rekening geskryf is. In sy oorwinningstog en loop ek agterna, terwyl die dood en die slang, my vorige slawemeesters agter Jesus se wa aangesleep word hier langs my. En hulle losse bloedstreep. Ek hoef nie meer en ek kan nie meer skuldig bevind word voor die regbank nie. Want Jesus het my gevang. Hy het sy lewe vir my neergelê. En hy loop nou voor my uit as die oorwinnaar koning. Hy het doodgegaan na die kruis en sy geregtigheid vir my geskenk, sodat ek vrygespreek kan wees vir die Vader. Sodat ek in sy kerk kan wees. Jesus het my gekoop. Hy het my gevang. Hy het my nou in tyd deur sy gees en woord gevang en nou is ek syne onder sy koningskap. Ek's nie meer onder Satan en dood wat hier voor my gesleep word nie. Ek's onder my koning wat in hierdie triomftog ry. Ek's onder sy goeie koningskap, sy hoofskap. Hy sal my, daarom die woorde van die katekismus, hy het my gevang, hy het my vergader, en daarom sal hy my beskerm en onderhou vir ewig. Niemand sal my uit sy hand kan ruk nie. Ek's nou syne. Ek's nou deel van sy kerk, van sy huisgesin. En omdat ek
een is met hom, is ek in hom en in sy kerk. My nuwe koning. Maar Jesus het met sy oorwinning nie net vergifnis van sondes bewerk nie. Hy het my ook nie net in die kerk ingebring nie. Hy het gewen sodat hy sy skatte vir die kerk kan gee. Gawes kan uitdeel, dat ons waarlik gemeenskap van die heiliges kan ervaar. En dis presies wat hy doen as hy vir sy gemeente gawes gee. Vers 12 en 13 sê, hy het oorwin en hy gee gawes om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hierdie is regtig groot taal. Hier is hoe belangrik gawes in die gemeente is. Kyk wat was die prys vir gawes in die kerk. Jesus is dood. Hy het 'n bloedige geveg gehad. Kyk wat was die oorwinning. Jesus bring die dood aan 'n ketting saam. En kyk sy doel. Kyk wat's die doel. Sodat ons hom kan ken en beter kan dien in volwassenheid. Dat ons volwasse kan word. Vol kan word van hom. Prys die Here daarvoor. Hy het gewen sodat ons gawes in hierdie gemeente kan hê. En daarom is die oorweging van gawes in die kerk so belangrik. Die prys, die oorwinning en die doel. Is ver bo ons verstande in majesteit. Jesus het opgevaar neers as koning, hoof van sy kerk, en dit het 'n paar implikasies, wat ons nou uit die Efesiërs 4 onder andere, ons gaan 'n paar ander versies ook kyk. Ons 'n paar implikasies wat nou volg uit hierdie waarheid van Jesus se koningskap en sy hoofskap oor die kerk. So een, dit het nou eintlik klaar gesê, Jesus gee gawes deur sy Gees. Vers 7, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. En vers 11, en hy het gegee sommige as apostels, en ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Wie gee dit? Jesus. Hoekom? Want hy het opgevaar na heers as koning en hoof aan die regterhand van God in die hoogte en majesteit en eer, en hy's koning en hy gee die gawes wat hy gekry het, gevang het vir ons. En ons kry hierdie gawes van die Gees omdat die Gees ons bind aan Jesus en al sy weldade. Dis daai eerste deel van vraag 55, antwoord 55. Ons is almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus het ons gemeenskap en aan al sy skatte en gawes het ons deel. Ek's in Christus en wie bring daai eenheid? Die Gees. Die Gees is die heilige toepasser van die evangelie. Hy bind my aan Christus en daarom praat ons van die gawes wat Christus verwerf het in sy triomftog, maar ook van geestesgawes. Christus gee dit deur sy Gees wat hy verwerf het. 2. Jesus gee gawes deur sy Gees in sy liggaam. Hy het die skatte en gawes verwerf vir almal wat in hom is, vir sy kerk. Weer is daai eerste sinnetjie van die katekismus antwoord. Eerstens, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede aan die Here Christus en aan al sy skatte en gawes gemeenskap het, deel het. Ons is een met hom en daarom het ons deel aan al die skatte wat hy verwerf het. Gawes vir die Gees nou in ons gee. So daar's sekere gawes, as ons nou begin dink hier oor die gawes waarvan Efesiërs 4 praat, daar's sekere gawes wat alle gelowiges het.
Ons is een met Christus en ons het deel aan die skatte en gawes wat hy verwerf het. Ons is een met hom en al sy weldade. So, daar's sekere gawes wat alle gelowiges het. Alle gelowiges het geloof as gawe van die Gees, omdat hy wedergeboorte in ons gewerk het. En die Gees wat ons dan bind aan Christus, gee ons die geregtigheid van Christus, sodat ons skoon kan staan voor die Vader. Deur die Gees ontvang ons heiligmaking. Verder, alle gelowiges het die gawe van liefde, byvoorbeeld. Gawe van die Gees en daarom al die vrug van die Gees. Dis 'n pakkie wat saamkom. Ek kan nie sê ek het net een van die gawes of een van die dele van die vrug van die Gees nie. Dis 'n pakkie. Omdat ek deel het aan Christus, het ek daai geestesgawes. Nederigheid, lankmoedigheid ensovoorts. En hierdie is nogal 'n belangrike punt. Gemeenskap van die gelowiges, gemeenskap van die heiliges beteken ek en almal in sy liggaam het deel aan sy skatte en gawes wat hy verwerf het. En daarom moet ons nou dink aan hierdie groot prys, hierdie groot triomftog. Kyk wat het alles gekos. En Jesus het alles gekry. Hy het die hele aarde gekry en hy gee sy Gees alles vir sy kerk. Ek het dit, ek's deel van hom. Maar dan kry ons baie keer hierdie ding van ek het nou maar net eenmaal nie die gawe van geduld gekry nie. So moenie vir my vra om my ouers se geite te hanteer nie. Ek gaan nie. Of soos iemand ander dag vir my gesê het, daardie persoon het net nie die persoonlikheid gekry om die Matteus 18 pad van konflik te stap nie. Het nie die gawe om konflik met jou broer te gaan uitsorteer, direk met hom 1 tot 1 nie. As jy dit sê, dan verstaan jy nie die groot oorwinning van Jesus nie. Hy het alles behaal. Jesus het vir ons alles verwerf. Soos 2 Petrus 1 vers 3 sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Alles wat ons nodig het om in diens van hom te staan, het ons gekry, beskinkbaar, want hy het gewen. Jy het die gawe gekry om te begin doen wat Jesus sê, om te lewe in godsvrug. So, sekere gawes ontvang alle gelowiges, want alle gelowiges is deur die Gees een met Christus. Ons het deel aan Christus en al sy weldade, waarom al die skatte wat hy vir ons gekoop het, wat hy vir ons gewen het. Maar aan die ander kant sien ons tog ook, daar's verskillende gawes aan verskillende lede. Daar's onderskeid. Ons sien dit daar in vers 7, elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. So daar's verskille. 1 Korintiërs 12 vers 20 sê, nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam, en dan in daai prentjie, dan verduidelik Paulus daai prentjie van die liggaam, ons almal is nie tone nie. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het jou nie nodig nie. Verskillende instrumente, verskillende toerusting wat Christus uitdeel, om te lewe in godsvrug. So almal het die gawe, alles wat hulle nodig het, om te lewe in godsvrug, om te lewe in diens van Christus. Maar ons kry verskillende goed, verskillende instrumente om daai taak uit te voer. Nie almal kry dieselfde gawes nie, en ook nie in dieselfde maat nie. En daai maat sê ook, sekere gawes, dalk het iemand dieselfde gawe, en die een het meer van daai gawe as die ander een. Want daar is geen grond vir jaloesie nie. Want dit wat ek het is gegee. Dis 'n gawe.
Dis 'n genadegawe. Aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Dis daarom ook, as ek dit nie ontvang het nie, was daar ook nie rede om te kla nie. Dit word nie verdien nie, dit word gegee. Hoekom? Want Jesus is die hoof, hy is die koning oor sy kerk, ek is nie, hy weet wat is die beste vir sy kerk. En nie ek nie. Ons moet daarom waak wat in ons harte aan die gang is, as ons na mekaar kyk, en ons sien verskillende gawes. Die een doen daai beter as die ander een, en dan raak ons bitter. Jesus weet wat hy doen. Ek hoef nie vir hom te sê, hy het nou daar 'n fout gemaak. Hy weet wat hy doen, hy is hoof van sy kerk. Sommige gawes word in die ampt bevestig, soos die ampte daar in vers 11. Daai apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Herders en leraars het nou by ons oorgebly, die ander het apostels eers en daarna die wat saam met die apostels gewerk het, die profete en die evangeliste het nou uitgesterf. Uiteindelik het die ampt, die funksie van woordsverkondiging gebly op die ampt van herder en leraar nadat die openbaring van Christus klaar voltooi is. So daar's sekere gawes wat bevestig word in ampt, soos herders en leraars, ouderlinge, lees ook van diakens, 1 Timoteus 3 en Titus 1. En dit is, ons weet hierdie gawes moet bevestig word, en ons sien in ander skrifgedeeltes, hierdie is gawes wat die gemeente moet erken. Die gemeente moet sien, hierdie persoon het hierdie gawe gekry, erken hom as die woordbedienaar, as die ouderling. Want hy moet julle dien met Christus se woord. Sommige gawes kry jy in sekere stadiums van jou lewe. As ons net na die volgende hoofstuk toe blaai, dan sien ons, hierdie hele ding van om mekaar te dien en op te bou, maak Paulus nou baie prakties as hy begin praat oor, hoe moet ons in die huwelik optree? Hoe moet ons ouers wees? Hoe moet ons wees teenoor ons werknemers? Gawes van spesifiek is vir 'n man en 'n vrou in die huwelik en dan later om kinders op te voed. 'n Ma het 'n gawe wat 'n pa nie het nie. Wat iemand anders nie het nie. 'n Pa het 'n gawe en 'n plig wat 'n ma nie het nie. Aan Efesiërs 5 en 6. Sommige gawes se bediening gebeur net op sekere plekke. Dit sien ons ook in die res van Efesiërs. En dan natuurlik is daar die verskillende gawes wat Christus gee, waarmee ons doodgewoon mekaar net op die grond kan dien. Om net maar 2 van die ander plekke te noem waar Paulus praat van hierdie gawes. 1 Korintiërs 12 vers 28, God het sommige gegee in die gemeente as apostels, dis nou weer gawes wat bevestig word, profete, leraars, kragte, genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Romeine 12 praat van genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan elkeen gegee is, profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van die bediening, of wie leer in die lering, wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. So selfs barmhartigheid is 'n gawe wat die Here gee. Om liefde te bewys is iets wat die Here gee. So, watter gawe het jy om te kan dien in die gemeente? Hierdie lyste wat ons in die skrif kry, is nooit dieselfde nie. Daar's nooit 'n vaste lysie van hierdie is die gawes nie. En dit sê vir ons iets.
Paulus het, as hy oor 'n hele paar briewe skryf oor die gawes, dan het hy nie hierdie lysie in sy kop, dis die gawes wat in elke gemeente is nie, dit verskil. Maar wat by almal aan die gang is, dit gaan alles net doodgewoon oor hoe ek met kennis en wysheid en dade en woorde my naaste en broer en suster kan dien. Het gaan alles oor hoe ek met die goed voor my op die tafel die mense, my gaste kan dien. So ek vra, wat het die Here vir my in die huis gegee, waarmee ons die gaste kan dien? Hier is ons bietjie hoender, ons tomaties, hier is ons rys, ons kan 'n gawe op die tafel sit, ons kan kos gee vir mense wat by ons kuier. So jy vra doodgewoon, wat het die Here vir my op die tafel gesit? Wat het hy vir my in my kas gegee, waarmee ek die mense hier om jou kan dien? Is dit sing? Is dit verklaring van die skrif? Is dit vermaaning? Soos Paulus noem, dis 'n gawe. Wie vermaan in die vermaaning? Is dit verstaan van taal? Is dit logiese denke? Is dit karre regmaak? Is dit 'n besonderse gevoel vir nood? Is dit om maklik mense se emosies te lees en uit te vra? Is dit strykwerk? Is dit tuinwerk? Is dit syfers? Wat ook al. Wat het die Here gegee waarmee ek sy kerk kan dien? Wat het Jesus in sy triomf gegee? En ja, jy gaan nie al die gawes op een slag sien nie. Jy gaan nie, as jy 15 is, sien watter gawes jy moontlik kan hê as jy nog 30 is nie. Dalk is daar heeltemal 'n nuwe ding wat jy nooit eens aan gedink het nie wat uitkom in gesprekke. Sodra jy 'n ma word, kom daar ander gawes na vore. Sodra jy 'n oupa word, kom daar ander gawes na vore. So as jy 'n ouer vrou word in die gemeente, na jare se diepwater wysheid in God se woord, kan jy die jonger vroue daarmee dien. Nuwe gawes kom na vore. Gawes word ontwikkel oor jare en jare onder Christus se woord. So ons het nou gesien, Christus gee gawes. Christus gee gawes in sy liggaam. En daarom is daar sekere gawes wat alle gelowiges het. Christus gee verskillende gawes. Nou, 'n vierde een. In Christus word alle ampte en gawes saamgevat. En dis belangrik. Hy is die apostel, hy is ons herder, hy is die opsiener, biskop of ouderling. Hy is die een wat dien as dienskneg, 'n diener, 'n diaken. Hy is die absolute regeerder in die kerk, soos Efesiërs 1 sê. Alle dinge is onder sy voete onderwerp. En dit sê alle gawes en ampte vloei uit die rykdom van wie hy is. As ons die ampte sien, moet ons vir Jesus sien wat dit gee. As ons liefde sien waar ons met doodgewone alledaagse dinge mekaar dien, waar ons mekaar net kos gee op die tafel, moet ons vir Jesus sien wat dit gee. Wanneer jy 'n mooi stem hoor, moet jy vir Jesus sien wat dit gee. So sy rykdom en sy skoonheid en goedheid vir sy gemeente sien, wat haar was met die waterbad van die woord, en nou vir haar sorg in die fynste besonderhede, alles gee wat sy nodig het. En dit sê, as jy sukkel om te sien hoe jy met jou gawes in die gemeente moet dien, gaan sit by die voete van Jesus. Want in hom is al die gawes en ampte saamgevat.
uit hom vloei dit alles. Gaan vra by die fontein. Dit beteken verder 'n vyfde implikasie. In al die gawes is daar eenheid. Alle gawes vloei uit Jesus uit en hy gee dit daarom, hy bewerk eenheid in sy liggaam wat ons moet soek en onderhou deur die gawes wat hy gee. Hierdie eenheid word nie deur ons bewerk nie en daarom kan ons kerkstrukture oprig en kommissies en komitees hê tot ons blou is in die gesig en almal in die gemeente lam gelê is en dood sodat ons uiteindelik 'n museum is met net fossiele in. Dit sal nie eenheid bewerk as Christus dit nie werk nie. Ons taak is nie om die eenheid te skep nie, maar om die eenheid wat hy gee, deur die gawes wat hy aan elkeen gee, te onderhou. Mekaar te dien in liefde met wat Jesus gee. Christus bewerk eenheid deur almal saam te voeg in een liggaam en een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur en in julle almal is. In die gawes onderhou ons die eenheid, want al die gawes vloei uit Christus en laat ons kyk na Christus. Die gawes dwing ons oë na die een in wie ons eenheid het, Christus. 6. Hy gee gawes tot opbou van sy gemeente. Dis die doel, dis vers 12. So hy gee daai ampte van woordverkondiging om die heiliges toe te rus vir die dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, tot ons almal tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man kom, tot die mate van die volle grootte van Christus. En dan daai vers 16 ook, tot opbouing in die liggaam. So gawes in die kerk is nooit vir jou nie. Dit is vir iemand anders. Die Here gee gawes vir jou, sodat jy die gemeente kan opbou. Dis vir die gemeente, dis vir die mense om jou, en baie belangrik, dis in die eerste plek, dit is wat ons sien in vers 11 en 12, is deur die gawes wat die woord verkondig. Hierdie opbouing deur die gawes begin by die gawes wat die woord verkondig. Die ampte in vers 11 is almal ampte wat die woord verkondig het, om die gemeente op te bou. Gemeente opbou en gemeente groei en gemeente regryk en selfstandig wees of wat ook al kan net gebeur as daar bevestigde gawes en prediking is. So gemeente opbou, gemeente groei, begin nie by, en hierdie goed is nie sleg nie, maar dit begin nie by 'n groot saamstap in die Drakensberge nie. Of dalk 'n dopperspele of 'n groot bazaar of dit kan wonderlike geleenthede wees van saam kuier, maar gemeente opbou begin by die gawes wat die Here Jesus gee wat sy woord verkondig. Jesus bou sy gemeente deur prediking, sodat ons mekaar kan dien met die ander gawes, sodat ons in mekaar se huise kan wees, vir mekaar kan omgee, en vir mekaar kan dien met dit wat ons het in die huis. Dis hoe jy groei in kennis van Christus, om meer en meer hom te ken as gemeente, en om meer en meer oor hom te praat, in al ons probleme, om mekaar te dien, omdat ons oor hom praat. Dis hoe jy by sy voete sit en leer hoe om jou gawes dan te gebruik tot uitbouing van sy koninkryk en opbou van sy gemeente. Dan leer jy by Jesus se voete om in diens van jou naaste en versterking van die eenheid wat hy gee, jou gawes aan te wend tot nut en saligheid van die ander lede langs jou. Dis by Jesus se voete, eerste by prediking van Jesus, waar jy leer om nie meer aan jouself te dink nie,
maar aan die ander persoon langs jou, want Jesus het jou gered toe jy nog 'n vyand van hom was. Nie maar my belange om te sien nie, maar die van my naaste, soos Filippense 2 sê, soos wat Jesus gedoen het. By hom leer ek dan, hy kyk na die een langs jou, in jou huwelik, in jou kinders, in die gemeente, my wil neergooi, my naaste se belange eerste stel. As ek by Jesus gaan leer, gaan my soek na, hoe moet ek nou my gawes aanwend in die gemeente, nie so uitmergelend wees nie. Want ek het by Jesus net doodgewoon die beginsel geleer, dit gaan nie meer oor my nie. Jesus gee vir my wat ook al, net sodat ek kan fokus op die ou langs my. Wat het Jesus vir my gegee waarmee ek iemand anders kan dien? Waarmee ek my broer en suster kan dien? Nou, baie belangrik, hierdie opbou in die gemeente gaan altyd dan oor ons groei in heilige diens aan Christus. Dis ook 'n 7de punt, hy gee gawes sodat hy geëer word, nog 'n doel. 1 Petrus 4 sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. So dit gaan nie oor die persoon wat die gawe het nie. Nooit. Dit gaan altyd oor Christus. Weereens, dis uit hom vloei al die gawes en tot hom is al die gawes uiteindelik. Dit gaan nie oor die dominee nie. Dit gaan nie oor die mooi ouderling wat goed huis besoek of wat ook al doen nie. Dit gaan nie oor ons het soveel keer by mekaar gekuier hierdie jaar nie. Dit gaan oor Jesus. Vir hom. Hiereens, die gawes is nie vir jou gegee, vir jou nie. Dis daar om ander te dien, sodat Christus geëer kan word. Dat ons mekaar kan opbou om Christus te dien. Dit beteken gemeenteopbou is om te groei in liefde vir Christus, in geloof, in bekering, in sondebesef, in heiligheid. En daarom word gawes genoem soos vermaning. Dis 'n gawe om vir jou broer te kan sê, luister broer, Jesus sê hierdie ding en jy het nie dit nie. Gawes is nie daar sodat ons mekaar kan opbou om 'n goeie selfbeeld te kry nie. Dis baie keer hoe die woordjie van opbou. Ons moet mekaar opbou. Ons moet net hierdie mooi goedjies vir mekaar sê. Dis nie wat opbou is nie. Opbou is om die liefde van Christus te leer ken, die hoogte en die diepte en die breedte daarvan. Die doel is om Christus te verheerlik in beter gesamentlike diens aan hom tot sy heerlikheid. Dis wat dit beteken as die katekismes sê, ek moet my gawes aanwend tot nut en saligheid van die ander lede. Nut en saligheid. Dis wat regtig goed is vir die broer en suster langs jou. Is dat hy Christus beter leer ken, hom beter kan dien, hom verheerlik. Dis wat ek wil sien as ek dien. En daarom kan, as ons praat oor gawes, geld is natuurlik ook altyd daar deel van dit, maar gawes om Christus uiteindelik te dien, kan nooit net in sigself geld gee wees nie. Want die geld self gaan nooit Christus dien nie. Ek wil sien, deurdat ek hierdie geld gee, dat Christus geëer word daarin. Dis hoekom ek my beursie oopmaak en uitskit 'n Christ in Christus se diens. Het gaan nie daaroor dat die
predikant 'n nuwe TV wil koop of iets nie. Omdat dit alles waar is, kan en moet ons hierdie gawes wat hy gee, met vreugde en gewilligheid aanwend. Dis ook daai woorde van die katekismus. Dis 'n vreugde om in die huisgesin van God te wees. Die gawe self is 'n seën, dis 'n genadegawe, maar die uitdeel daarvan is net so vreugde. Ware vreugde vind ons in gemeenskap met Christus, in sy kerk, waar ons kan begin om mekaar regtig lief te hê, te dien. As jy al hoe meer in jou dop intrek, in 'n kerk, en die kerk later net sien as hierdie drive-through, waar ek gedien kan word met my kospakkie elke week, hoe misliker raak die gemeente. Hoe minder ons by mekaar is, hoe selfsugtiger ons raak, hoe meer gaan dit voel soos 'n las om by die kerk te wees, by die mense van die kerk. Jy is in 'n huisgesin ingered om die liefde van Christus te bedien. En Christus se liefde vir jou deur ander te ervaar. En dit beteken ons moet by mekaar wees. Ons moet vreugde daarin vind om gemeenskap te hê, om te kuier, om 'n vleisie te braai, om lank te kuier, al ons sorge uit te gooi voor mekaar, nie om te mou nie, maar om mekaar te kan dien in liefde. En partykeer, as jy op die rondomtalie en iemand anders stoot jou in die ronde, en ander kere klim jy af en jy stoot in die ronde. Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 4, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Jy is gered om 'n steen te wees in God se geestelike huis. Jy is gered om 'n offer te bring in diens aan hom, tot nut en saligheid van jou naaste. Nie een van ons het nie gawes ontvang nie. Kom na hom toe, en wees 'n steen in sy huis. Amen.